Vriende, hartlik welkom by vanoggend se erediens. Ons is soos jy weet in die seisoen van Advent en ons praat van Adventus Day wat iets vertel van ons verwagting en ons afwagting. Ons verwagting dat Jesus kom en dat Jesus elke dag in ons lewens deurbreek. Dit was die teoloog Karl Barth wat gesê het, eintlik leef ons altyd in adventstyd. Dis die tyd tussen die eerste en die tweede koms van Christus. Nou natuurlik vriende, ons kan so verwar word met die wederkoms dat ons iets mis van hierdie gerealiseerdheid van die wêreld waarin ons leef, dat ons eintlik genooi word om te hoor, maar Jesus het gekom na die wêreld en daarom word ek en jy uitgenooi, veral in die adventtyd, om Jesus elke dag te laat kom daar waar ons in ons lewens leef, daar waar ons besig is, daar waar ons betrokke is, om Jesus se lig te laat deurbreek in hierdie wêreld, veral daar in die donker hoekies, daar waar dit moeilik gaan, daar waar mense uitdagings beleef. Nou, is vir my so mooi dat die wortel vir advent, die wortel van die woord, is dan ook die woord, of help ons dan om by die woord adventure uit te kom, né? Advent, adventure. En op 'n manier is dit wat Jesus dan ook elke dag in ons lewens kom doen. Jesus nooi ons op 'n avontuur in hierdie lewe, 'n avontuur van anders kyk, 'n avontuur van nuut kyk, 'n avontuur van anders leef as dit wat die wêreld in my keelgat probeer afdruk elke oomblik van elke dag. Nou vandag is die 3de Sondag in Advent, vriende, en daarom steek ons dan ook die pinkkers vanoggend aan. Nou 'n mens sou dink dat die pinkkers geassosieer moet word met liefde, maar in die kerktradisie is die pinkkers dan ook die kers van vreugde. So op die eerste Sondag in Advent het ons hoop gevier. In die tweede Sondag het ons vrede gevier. Vanoggend vier ons dan ook vreugde. Hoop, vrede, vreugde. Nog een Sondag, dan is dit Kersfees. En op Kersdag sal ons dan die Christuskers in die middel aansteek. Vriende, die adventskrans, hierdie sirkel is vir ons die uitnodiging om konstant te verwag dat Jesus deurbreek, in ons lewens inbreek. En daarom dat dit ook 'n sirkel is wat iets vertel van die ewigdurendheid van wie God is. 'n Sirkel van liefde wat nie gebreek kan word nie. Ouder gewoonte in ons gemeente het ons die tradisie dan ook om op die Sondag van vreugde, die 3de Sondag in Advent, na afloop van die erediens hier op die gemeentestoep, sommer 'n bietjie pink Shiraz Rosé van Saronsberg saam te geniet. So almal is hartlik welkom, kom na die tyd en kom klink saam met ons 'n glasie op die vreugde wat die evangelie in elkeen van ons se lewens bring. Vriende, as hier al kinders is wat in die kerkgebou sit, ek weet die kinders in die kinderkamer is reeds geholpe met inkleurgoedjies, maar hier voor op die mat, vir die wat in die kerkgebou is, hier is inkleurprente, daar's kruite, so as julle vir julle gou wil kom haal, hulle is net hier agter die muurtjie, moenie skaam wees nie. Julle is so welkom. As jy in die diens voel, jy's nou verveeld, groot mense, julle ook, kom kry 'n inkleurprentjie en dan gebeur daar dalk iets vanoggend vreugdevol dan ook in jou lewe. Vriende, as jy vanoggend vir die eerste keer hier is, na afloop van die erediens, nooi ons almal wat nuut is hartlik uit om hier voor by die nagmaaltafel vir my te kom ontmoet, of 'n kerkraadslid. Ons wil sommer net u naam en besonderhede kry, sodat ons ook kan kontak maak, so asseblief, sommer na die erediens net hier voor. Dan dink ons in besonder vanoggend aan Lelani Klaasens, vriende, met die afsterwe van haar eggenoot en ons geliefde gemeentevriend Gerard Klaasen. Die gedenkdiens was 12 Desember, dis nou Vrydag gewees. En dan dink ons ook aan Corrie Pelser en Esther Nel met die afsterwe van Piet Pelser, eggenoot en pa.
Die gedenkdiens vind plaas Woensdag 17 Desember om 11 in ons erediensruimte en die diens sal deur Dominee Andrei behartig word. Dan Dita Nel wat 'n intensiewe kakebeen-operasie ondergaan het, alhoewel die operasie suksesvol verloop het, dit moet al goed gaan. Sal sy nog 'n geruime tydjie in die hospitaal wees en dan ook by 'n step-down sodat sy met behulp van kundige sorg mooi kan herstel. Dan dink ons aan Daleen van Rooyen, Betsy Skaap se moeder wat Woensdag 10 Desember 'n skoueroperasie ondergaan het. Ons wens haar 'n spoedige herstel toe. Dani, asook Jenny, David, Daniel en Zia de Villiers. Dani gaan Maandag 15 Desember, dis nou môre, vir ingrypende neurochirurgie, so ons dink in besonder dan ook aan hom. En dan Isak Norkee, pa van Melanie Kutse wat 'n hartklepvervanging ondergaan het en komplikasies ontwikkel het. Dit gaan nie goed daar nie, so ons bid in besonder ook vir hulle as gesin. Vriende, dan sê ons baie geluk aan Pieter en Betsy Skaap met die huweliksbevestiging van hulle dogter Elise aan Richard Dixon. Hulle trou vandag op hierdie oomblik. So ons sê geluk aan die nuwe egpaar en ons hoop dit gaan vir hulle baie geseën dan ook wees. So as jy 'n kans het, stuur sommer vir Betsy ook net 'n boodskap van gelukwensing. Vriende, verjaarsdag vandag, Ed Loupsher en Dan Zeeman. Verjaarsdag 80 en op, Johan Lou en Ita Pretorius. Johan het gister verjaar en Tannie Ita verjaar dan Dinsdag. Vriende, en dan staan heelwat mense wat in die week verjaar ook, Saai Verdager, Vernon Harms, hier's 'n klomp, skus, ek wil nou nie uitlig nie. So ons wil sommer net in besonder vir almal baie geluk sê. Loer asseblief in die gemeentebrief. Wil ek nou begin, so kom ek lees almal se verjaarsdae. Ricardo Kutse, Linda De Jager, Emily Esterhuizen, Saai Verdager, Natasha Janse van Rensburg, Rianka Janse van Vieren, Johan Lou en Jaap Miller, Vernon Harms en Henk Potgieter, Ita Pretorius, Chris Boegner, Nicholas Jans van Rensburg en Janetta van die kerk, dan die 19de Desember Karina van Vieren en Andrei van Wyk. Mag dit sommer 'n geseënde verjaarsdag wees, vriende. As jy dalk sien dat jou naam nie op die verjaarsdaglyste is nie, laat weet asseblief vir ons by die kerkkantoor sodat ons dit net kan regstel. Dan baie belangrik, vriende, ons almanakke, ons kalenders vir 2026 is uit, so hulle is by die deure beskikbaar. Asseblief gryp een of twee, en as jy weet van iemand wat in die gemeente is wat nie hier kan uitkom nie, gryp vir hulle ook sommer. Dis die jaar se beplanning, so lees gerus op die agterblad iets oor die kunswerk, daar word ook iets daarvan vertel in die gemeentebrief. En maak sommer net 'n knoop in jou oor van 2026 se belangrike datums. Ons sou dit ook kuierdatums, feesvierdatums kon noem. So ons nooi almal hartlik uit om 'n almanak of 'n kalender by die deur te neem. Dan baie belangrik, vriende, die kantoor het Vrydag gesluit en open weer 5 Januarie. Dis dan die afkondigings vanoggend. Kom ons bly net so sit en dan sing ons vanoggend 2 pragtige liedere saam wat ons inlei tot hierdie Sondag van vreugde.
Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing wat in die oop veld gebly en snags hul skaaptroppe opgepas het. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn en die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie. Ek bring vir julle 'n goeie boodskap wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. Gelukkig is die wie se hulp die van die God van Jakob is, die wie se hoop op die Here rus, die Here wat geluk, vreugde, blydskap bring, groet ons vanmôre. Amen. Kom ons staan en dan antwoord ons op hierdie seëngroet van die Here. Ons sing 2 pragtige liedere saam.
Here, baie dankie dat ons vanoggend kan sing oor die vreugde wat U in ons lewens kom bring. Here, ons leef in 'n wêreld waar ons dikwels ons gesiggies moet opsit, waar ons van oor tot oor moet glimlag, waar ons moet probeer dat ons oë skitter en glinster vir die rondom ons. En dan hier diep in ons harte, Here, is daar hierdie seer, hierdie swaar kry, hierdie moeilik wat ons mee moet saamloop. Here, hierdie swaar kry wat ons soms nie los nie. Daarom wil ons vanoggend kom bid dat U ons sal help om te dink oor vreugde, selfs wanneer ons nie bly is nie. Here, daar waar ons soms oorweldig word, help ons om nie te dink aan die ware bron van vreugde vir ons lewens. Amen. Vriende, ons lees vanoggend 'n baie bekende gedeelte saam, dis uit Filippense 4 vanaf vers 1 tot en met vers 9. Nou, baie van julle sal goed bekend wees met hierdie gedeelte. Brief word geskryf vir die gemeente aan Filippi, klomp dinge wat daar aan die gang is, daar's 'n bietjie tweespalt, onmin, en dan skryf Paulus hierdie besondere brief aan hulle. En ek lees vanoggend vir ons saam uit die 1983 vertaling, nie die 2020 vertaling nie, net omdat hierdie vertaling so 'n bietjie nader is aan dit wat ons aangewoond is. So kom ons lees saam. Daarom, my broers en susters, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Ek vermaan vir Euodia en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Clemens ook en my ander medewerkers wie se name in die boek van die lewe staan. Dan hierdie baie bekende gedeelte, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. En dan hierdie gevolg daarvan, wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder, broers en susters, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Kom ons bly net so sit en dan sing ons die bekende lied 167 vers 1. Vandag vier ons die 3de Sondag van Advent, wat ook bekend staan as Gaudete Sondag. Nou die naam van hierdie Sondag kom van die openingswoorde van 'n bekende Latynse adventslied wat in die nagmaalsliturgie van verskeie tradisies gebruik word.
Die woorde lui as volg: Gaudete in Domino semper, iterum dico gaudete. En ons vertaal dit dan met hierdie woorde van Paulus: Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. So vriende, op hierdie dag in die liturgiese kalender word ek en jy uitgenooi tot 'n soort vreugdevolle afwagting om bly te wees. Dis amper so 'n bietjie 'n opdrag en 'n oproep van Paulus aan hierdie gemeente daar in Filippi. Paulus sê vir hierdie gemeente, as julle dalk so 'n bietjie meer met blydskap leef, dan gaan julle ook minder met mekaar moeilikheid maak. Gaan julle ook minder beklei. Maar Paulus gaan self so 'n bietjie verder en sê, dis wat ek en jy as gelowiges as lewensdeugde moet leef, hierdie stuk blydskap. Want deur bly te wees, kan ek en jy onsself ook oopstel vir 'n ander manier van kyk, vir 'n ander manier van lewe. Nou vriende, wanneer Paulus hier praat van blydskap, dan dink ek nie hy het 'n lagterapie in gedagte nie. Ek weet nie wie van u al gesien het hoe dit werk nie. As mense sukkel met die hele idee van om soms net so 'n bietjie ligter met die lewe om te gaan, dan kan jy vir lagterapie gaan en daar is waarde daarin, maar ek dink nie dis wat Paulus hier na verwys nie. So lagterapie werk as volg: jy sit in 'n kring en dan sal een persoon byvoorbeeld begin en sê ho ho ho, die ander een ha ha ha, en uiteindelik dan begin almal so lag sonder ophou en sonder keer. Ek dink nie dis wat Paulus hier in gedagte het nie. Ek dink Paulus praat van 'n blydskap wat van diep binne kom, maar 'n blydskap wat ook as geskenk aan ons gegee word. En daarom is hierdie Filippense brief amper bekend as die blydskapbrief, want Paulus is die hele tyd besig om te sê, wees bly, wees bly. Dit word as te ware 'n refrein wat die lewe omarm. Nou vriende, ons almal weet dat wanneer ons opgewekte mense rondom ons het, dit tog op 'n manier ons ervaring van leef kan verander. Nee, jy kry mos mense wat swaar met die lewe omgaan, wat op so 'n manier leef dat hulle ook die lewe uit jou uittrek. Op die platteland het ons altyd gesê, as ons mense ontmoet het wat so leef, dan het ons altyd gesê, daai oom of tannie is kwaad gebore. Dis net die grade wat verskil. Vriende, partykeer kan 'n mens nogal sukkel in hierdie lewe as jy hom omring met mense wat dit moeilik maak, maar net so is die keersy waar, wanneer ons omring met mense wat ons uitnooi om die ligter kant raak te sien, en dan moet ons ook baie versigtig wees, want dit gaan nie hier oor 'n stuk oppervlakkigheid nie. Dit gaan nie daaroor dat ons lag, maar eintlik huil ons aan die binnekant nie. Dit gaan daaroor dat dit hier meer neig na 'n ander lewens uitkyk. En tog, dis vir my die ironie van hierdie lewe. Want as ek om my kyk, dan is daar eintlik baie min om oor bly te wees. En as ek om my kyk, is daar soms ook baie om oor bly te wees. Maar vriende, hier aan die einde van nog 'n jaar, dan voel dit amper of die jaar met al sy gewig op ons rus. Dis amper asof ons opnuut moet vra, maar hoe kan ek dan nou vreugde ervaar wanneer dit voel of soveel dinge hier op my skouers gedra moet word? Ons leef in 'n pynlike wêreld. 'n wêreld waarin smart soms vinniger na ons toe kom as lig. Kyk maar net na die harde stories wat die nuus opslurp. Ons hoef nie ver te lees om te hoor van iemand wat vermoor word vir 'n handsak nie. Sluipmoorde wat bruis ten spyte van ons demokrasie. Families wat mekaar nie kan verstaan nie. Mense wat net die heeltyd aanhou verloor, 'n werk, 'n geliefde, gesondheid, geld, hoop. Dan kom Kersfees met sy
flikkerende en skitterende ligte. En ons het al hierdie pragtige aanhalings wat sê joy, vreugde. Oral waar jy in Checkers se rye staan, word jy eintlik so 'n bietjie opgeroep om saam te jingle bells. Daarmee saam is dit die tyd van die jaar waar mense die alleenste voel. Die tyd wanneer mense vra of dit nog die moeite werd is om hier te wees. Dalk staan jy self hierdie advent met 'n leë bekertjie. Klomp dinge wat jou beker dalk leeg hou. Dalk sukkel jy met finansies. Of hierdie Kersfees is die eerste Kersfees waar daar 'n leemte, 'n leë stoel aan jou tafel is. Of nog 'n Kersfees. Of dalk spandeer jy jou Kerstyd tussen hospitaalafsprake, medisyne wat klink soos iets uit 'n chemie-eksamen. Of jou familie is ver oor die waters, of 10 kilometer ver, maar emosioneel so ver verwyderd van jou. En tog is dit juis blydskap waaroor Paulus ongelooflik sterk voel. En waarop hy met groot oortuiging in hierdie gedeelte praat. Waaroor hy met groot oortuiging in hierdie gedeelte praat. Vriende, wat so merkwaardig is dat Paulus hierdie woorde skryf terwyl hy selfs eintlik in uiters moeilike omstandighede is. Hy's nie in 'n koffiewinkel wanneer hy hierdie woorde skryf of by sy strandhuis daar aan die ander kant Jongensfontein nie. Nee, hy's waarskynlik in 'n tronk in Rome. Letterlik koue, klam mure, kettings, geboei, onsekerheid oor wat môre mag bring. Natuurlik al strydend met hierdie doring in sy vlees die hele tyd. Keer op keer gemartel. Nietemin kies Paulus die woorde: wees bly, wees altyd bly. Deur die eeue het gelowiges na hierdie woorde gekyk en van die vroegste tye probeer hulle sin maak van wat dit dan nou beteken om te sê, maar die Bybel nooi ons uit na vreugde. Dis nie net ons wat vandag daaroor en daarvan probeer sin maak nie. Dwars deur die eeue was daar gelowiges wat probeer het om te vra, maar wat beteken dit om werklik bly te wees? Nou een van hierdie gelowiges is die bekende Augustinus, ou kerkvader hier by sy 32ste verjaarsdag, vriende. Toe besluit Augustinus, hy moet nou 'n bietjie introspeksie doen oor die lewe en hy nooi toe so hier rondom sy 32ste verjaarsdag, is hier in die 4de eeu na Christus, nooi hy toe nou mense om saam met hom te gaan dink oor wat dit beteken om gelukkig te wees. Die vraag na 'n gelukkige lewe. De beata vita. Wat beteken dit om werklik gelukkig te leef? Vriende, hy nooi toe nou sy ma Monica, sy seun Adiodatus en sy broer Navigius en 'n paar studente en vir 3 dae lank wonder hulle toe nou oor hierdie vraag. Nou is opvallend dat wanneer Augustinus dan nou oor blydskap of vreugde dink, hy kies vir die woord beatus, blessedness, eerder as Felix, luck. Nee, hy kies om hierdie woorde te gebruik wanneer hy omgaan met die konsep van vreugde en geluk. Nou sien in Afrikaans is ons so 'n bietjie, as ek nou 'n kras term mag gebruik, gesnoeker, want ons woord geluk laat ons eintlik so 'n bietjie in die moeilikheid, want as jy nou regtig gaan kyk, dan is dit amper onmoontlik om met hierdie selfde retoriek om te gaan as wat ons dan nou sien Augustinus mee omgegaan het, want in Afrikaans gebruik ons die woord geluk wanneer ons na lak verwys, maar ook geluk wanneer ons na geseënd verwys. Nee, so daar's so 'n bietjie van 'n vermenging. So geluk kan beteken jy's lucky, maar geluk kan ook beteken jy's geseënd. So verstaan die as ek nou dit kan sê, die probleem met hierdie hele konsep.
So vriende, in Afrikaans kan ons baie keer dan nou praat van dit was 'n gelukskoot of 'n seëning. En daar kom Augustinus se groot vraag. Hy praat van, as ons nou mooi kyk, iets anders as hierdie luck and happiness in Afrikaans. Hy praat van whims of fortune en dan die keersy daarvan wat 'n meer standvastige, deurwinterde, volhoubare geluksbegrip is. Blessedness eerder as luck. Maar vriende, om in kort dan nou te sê waartoe ons uitgenooi word as ons dan nou kyk na Augustinus se omgaan met die hele konsep van vreugde, en dan natuurlik Paulus wat ons ook uitnooi daartoe, dan is die vraag uiteindelik, waarin anker ons blydskap? Dis die diepgewortelde vraag. Want goed soos geld en gesondheid is weerloos, dis tydelik. Jy kan dit hê, maar jy kan siek ook wees. En omdat ons hierdie goed baie maklik verloor, kan mense nogal sukkel om gelukkig te wees, al het hulle al hierdie goed. Nou Augustinus, om sy punt duideliker te maak, verwys hy nogal na die sakeman Sergius Orata, en dan sê hy, hierdie man het alles in die wêreld gehad, gesondheid, hy het geld gehad, hy het alles gehad, maar op 'n manier kon hy nooit gelukkig wees nie, want hy was konstant bewus van die feit dat hy dit in enige oomblik kan verloor. So waarin anker ek en jy vanmôre ons blydskap? Vriende, as jy nou hierdie hele intree gedeelte nie gehoor het of na geluister het nie, wees rustig. Die vraag waarby jy vanoggend moet stil staan, dit wat Paulus ons uitnooi na toe. Die vraag wat Augustinus ons verder na toe uitnooi is, waarin anker jy jou blydskap? Wat maak jou bly? Wat is die goed wat vir jou ware vreugde, blessedness in hierdie lewe gee? Daarom dat ek nie die woord luck vanoggend gebruik of die woord geluk gebruik nie. Vriende, want wat Paulus en Augustinus vir ons wil kom leer, is dat wanneer ons lewens anker in dinge soos rykdom en gesondheid of invloed, enigiets wat verganklik is, ons net nooit gelukkig kan wees nie. Daardie blydskap is maar net te broos om daarin geanker te wees. Fortuna, geluk of gelukskote is onvoorspelbaar, dis wreed, want dit gee beslis nie vir ons enige vorm van waarborg nie. Die feit dat ons byvoorbeeld in een familie gebore word en nie in 'n ander nie, ons het geen beheer daaroor nie. Die feit dat jy in een dorp en in een land gebore word en nie in 'n ander nie, jy het geen beheer daaroor nie. Die wyse waarop jy groot word, leef, oud word, is dit gesond, is dit ongesond, fortuna, jy het geen beheer daaroor nie. Al daardie dinge is buite ons beheer. En as ons probeer om ons blydskap op hierdie dinge te bou, wat Augustinus dan nou gifts of fortune noem, dan gaan ons nooit gelukkig wees nie. Maar hoor gou na hierdie 3 dae die slotsom waartoe Augustinus kom. Dit my regtig geruk. Augustinus sê die slotsom van geluk is, van blydskap, van vreugde is om God te hê en deur God gehê te word. Na 3 dae van wonder, nadink, is dit wat Augustinus by uitkom. Vriende, eers wanneer ons dit verstaan, kan daar so 'n bietjie van 'n posisieverandering by ons plaasvind. Ewe skielik kan ons dan uit 'n ander perspektief met dinge omgaan. Dan word vreugde, geluk, blydskap, blessedness nie Felix luck nie, maar beata. Dan word dit 'n geskenk. Geskenk
waarin God eintlik iets anders oor my lewe kom uitspreek. En in hierdie adventtyd besef ons in die kind Jesus Christus word hierdie lewe kom gee, hierdie goeie nuus. Daar in Bethlehem, in die huis van brood, daar in Bethlehem, kry ons die brood wat ons honger vir ewig stil. Dieselfde woorde wat gespreek word in Genesis, reg aan die begin. Vriende, die goeie nuus bly staan. Dit wat ons gehoor het vanoggend in die fotum in die aanvangswoord, die boodskap van vreugde. Vreugde wat juis van God afkom. Christus wat mens word. Nie uit al hierdie ander dinge waar ek dit so naarstigtelik gaan soek nie. Vriende, die oomblik as ek besef dat al die ander dinge verlore kan gaan, dat my bloeddruk die dak kan ingaan, dat die punte op my rapport maar net 'n seisoen is, dat hospitaalbeddens deel van my storie is, dat losgelukkies soms oor my pad kom en soms nie. Die oomblik as ek besef dat ek op dit nie my vreugde kan bou nie, maar net in Christus Jesus, in God self, wat ek het en wat my het, dan lyk die lewe anders. Dan kan ek sê, maar luister, kom ek leef so, dat ek eerbaar leef. Kom ek rig my gedagtes op dit wat mooi is, prys en waardig is, billik is. Hier op Gaudete Sondag, waar ons weer Paulus se opdrag kry, wees bly, is dit dalk opnuut vir my en vir jou 'n uitnodiging om geluk nie te gaan soek nie, maar om self gevind te word. Om opnuut te besef dat Jesus ware blydskap bring. Vriende, die oomblik as ek op Gaudete Sondag besef dat geluk hier van binne kom, wanneer my blik verander op wie Jesus en God is, dan lyk die lewe anders. Die ou Afrikaanse vertaling sê dit eintlik so mooi. Weet nie of julle onthou in die psalms, daar reg in die begin en dan ook natuurlik in die bergrede, welgeluksalig. Voel vir my dis 'n woord wat by enige gelowige se woordeskat hoort. Jy's wel, jy's gelukkig en jy's salig. Het gaan hier oor jou welwese, jou geluk en jou saligheid. Makarios in die Grieks. Die oomblik as ons hierdie welgeluksaligheid deel maak van wie ons is, dan lyk ons lewens anders. Vriende, C.S. Lewis sê so mooi, joy is nie happiness nie. Joy is nie pleasure nie. Joy kan selfs pynlik wees. Maar in sy boek Surprised by Joy, dan sê hy so mooi, joy, an unsatisfied desire which is itself more desirable than any other satisfaction. An unsatisfied desire which is itself more desirable than any other satisfaction. So as jy hierdie advent nie kan glimlag nie, is dit oukei. As vreugde vir jou vreemd voel oor Kerstyd, dan is dit oukei. Jesus se uitnodiging wanneer dit kom by vreugde is nooit probeer harder nie, maar eerder kom rus in my. Kom sit in my, kom ontvang. Vriende, ek sien deesdae die adventlig, die adventskrans, die liggies, die kerse, as die sagte lig van kers wat aanhou brand, al is die vertrekke, die hartkamers van ons lewens baie donker. Vriende, hierdie kersliggie is hardnekkig, nie verblindend nie.
net hardnekkig. 'n liggie wat nie wegwaai nie. En miskien, net miskien, is die grootste geskenk van hierdie seisoen, dat vreugde nie die bewys is dat alles regloop soos die Toyota advertensie lui nie, maar dat Christus hier is. Vreugde om God te hê en deur God gehê te word. Ek wil jou uitnooi om sommer net so 'n paar oomblikke te sit en sommer net te fokus op die kerslig en 'n bietjie te wonder oor dit wat vreugde, die vlam van vreugde in jou lewe laat brand. Vriende, jy het dalk langer gewag as 32. Jou omstandighede lyk dalk anders as Paulus sin daar in die tronk. Maar mag jy vreugde by God vind. Mag dit soos 'n fontein in jou lewe wees. Mag dit opborrel. Selfs al is dit soms met trane wat oor jou wange rol. Kom ons gee geleentheid vir die offergawes. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons ook vanoggend kan praat van dankoffers, vreugdevolle offers waardeur ons dankie sê vir u goedheid
en U trou in ons lewens. Here, dankie dat ons ook met dankoffers dankbaar as gemeente kan gaan leef en 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. Here, dat ons kan belê in die mense wie se lewens donker is, uitsigloos is, sonder hoop is. Here, dankie dat ons 'n gemeente kan wees wat kan sê vreugde maak saak. Dankie dat ons ook kan sing in hierdie adventtyd, joy to the world. Here, want ons wil vir die wêreld die anderste soort vreugde wys. Dankie Here dat U ons het en dankie dat ons U het. Maar Here, help ons om altyd te bly wonder oor wie U is. Dankie dat U vir ons altyd werkwoordelik onvoltooid is. Dat ons altyd uitgenooi word om meer en dieper te dink oor U. Here, dankie vir 'n gemeenskap van gelowiges. Dankie dat ons, as ons hier uitstap, 'n glasie kan klink op die evangelie, die goeie nuus, die blye nuus. Here, help dat hierdie nuus vir ons geluk en vreugde sal bring, ook in hierdie feestyd. Al is dit nie noodwendig die soort wat skitter en blink nie. Al is dit die wat ook seer vir ons 'n realiteit maak. Maar Here, in ons onthou, mag ons ook die vreugde oomblikke aanherkou. Amen. Vriende, kom ons sing die bekende Kerslied saam oor die goeie tyding, oor die blye tyding. Helder klink dit met Kersfeestyd. Diep was ons verlore, Christus is gebore. Juig dan almal, jubel oor hierdie saligheid, hierdie, ek wil amper sê hierdie welgeluk saligheid. Kom ons staan. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde en die hoop en die vrede en die vreugde van God sal by elkeen van ons wees en bly, nie net vandag nie, maar elke dag. Amen.